Ek wil voordat ons hierdie gedeelte saam lees, dat ons vir die Here vra, dat hy vir ons die woord sal oopmaak, dat ons dit verstaan, en dat ons dit in ons lewe kan toepas, en dat ons anders kan gaan lewe, as wat ons tot op hier gedoen het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die genade, dankie vir die goedheid, dankie vir die guns, dankie vir dit wat Jesus Christus gedoen het. Dankie dat ons kan sê, Here, ons begeer om dit wat Jesus, die prys wat hy betaal het, die oorwinning wat hy behaal het, ons begeer dat dit deel van ons lewe sal wees. Ons vra, Here, bewaar ons daarvan, dat ons met uiterlike dinge besig is, maar dat ons harte soos klip bly. En vanoggend vra ons, breek u woord vir ons oop, help ons om te onthou wat daarin staan, help ons om dit toe te pas, en Heilige Gees, maak ons gehoorsame kinders van u. Dankie Jesus, vir die voorbeeld wat u geleef het. Dankie Vader, dat u hom gestuur het. En dankie Heilige Gees, dat u in ons woon, en hierdie woord vir ons oopbreek en verstaanbaar maak. Ja, Here, dat selfs kinders dit verstaan. Ons prys u daarvoor. Raak ons aan deur u Gees. Amen. Ons het gister by die senior ontbyt, en hier is familie van die organiseerders daarvan. So ek wil sommer net weer eens baie dankie sê. Dit was regtig, en is elke jaar net so lekker. En ek weet nie, miskien is dit omdat ek ouer raak het vir my al lekker. Ek weet nie hoekom, maar dit is net vir my baie lekker. Ek geniet dit regtig terdee. Maar het ons agtergekom dat mense vergeet ook selfs hierdie baie belangrike funksie, en dat ek voel ek wil graag vas lê wat gebeur, sodat 'n mens nie vergeet nie. So ek wil sommer net begin heel eerste en vra, kan julle onthou waaroor het verlede Sondag se preek, waar uit dit gekom? Dis reg, Johannes 20. Presies, daai stukkie onthou julle mos nou, waar hulle in die bokkamer was, bang dat hulle gevang sou word, bang dat hulle doodgemaak sal word, en dan kom staan Jesus by hulle, en ewe skielik, die een wat hulle verraai, die een wat hy kom en hy oordeel nie die verraaiers nie, maar hy spreek hulle vry. En dan sê hy vir hulle, julle moet uitgaan en julle moet gaan doen. Kan julle onthou wat was die 3 liedere wat ons nou net gesing het? Dis ook reg. Dis mos daai Lord, I lift your name on high, onthou julle hom? Yes, right. En die tweede een was doen slegs u wil, Heer, pragtig. En die derde een was daar se dierbare kruis, wat ons eintlik voor die kruis van Jesus staan en sê, die enigste hoekom dit mooi kan wees, is omdat die liefde waarmee Jesus die kruisdood deurgaan het, dit is vir ons mooi. Dat hy ons nie gelos het, omdat ons sondig is, omdat ons verkeerd is, en die maklikste pad gevat het nie. Goed, dit kan so maklik gebeur, dat ons elke 7 Sondae bymekaar kom, dat ons Paasnaweke hou, maar dat niks in ons lewe verander nie. Ons kan pers hang, ons kan kersse aansteek, ons kan dit met swart drapeer. Dit sal niks maak as jou hart nie verander nie. En dis ons gebed vir oggend, dat ons harte sal verander. Want as ons harte verander, verander ons dade, verander ons denke, verander ons toewyding. Ek wil begin. Jy sien, daar's 4 teksgedeeltes wat ons gaan lees. Ons gaan nie al 4 aan mekaar lees nie, ons gaan hulle een vir een lees, soos wat hulle na vore kom. Goed, Jesaja 58 vanaf vers 6, wat sê, is die vas wat ek wil hê, nie dat, nie dit nie,
om die wat onregverdig gevange gehou word, te bevry. Met ander woorde, die Jode is nou heeltemal tevrede met hulle vas, en hulle eet nie dit nie, en hulle drink nie dit nie, en ensovoorts, ensovoorts, so die fokus is op die uiterlike goede, maar God spreek eintlik iets anders aan, en dan sê hy, is dit nie om die wat onregverdig gevange gehou word, te bevry nie, om die juk wat op ander mense druk, af te haal, om die verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is, van jou brood sal gee nie? Is dit nie dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek sal gee nie? Dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee, dat jy met jou medemens nie aan sy eie lot oorlaat nie, dan sal die lig vir jou deurbreek. Dan sal die lig vir jou deurbreek, soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep en die Here sal jou antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig word nie en vals beskuldig word nie, as jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig van God oor jou skyn. Wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is word soos helder dag. Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorre streke. Sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Jou mense sal die ou pynhope herbou, die fondamente herstel wat al geslagte lank staan. Jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel, sodat daar weer mense in kan woon. Is dit nie ongelooflik nie? En ek sê, God wat waarsku, God wat sê, wat is ware vas? En hy sê, dat jy wegbeweeg van skynheilige godsdiens na ware diens. Dat jy uiterlike dinge beginne doen, dat jy fokus op jou medemens, op jou naaste, dat jy 'n verskil maak. Ons kan so maklik roem oor hoe lank het ek sonder kos gebly, hoe lank het ek sonder water gebly, van son op tot sonder. Ons kan hierdie goeie sê vir mekaar oor en oor en oor. Maar wat het rondom ons verander? Wat het in jou lewe verander vir die 7 lydensweke wat elke jaar gevier word? Verander daar iets? Of is ons besig met skynheilige godsdiens? Het jou en my hart verander wanneer die Here sê hier, wanneer jy vir mense reg doen, vryheid skenk vir hulle wat geen vryheid nie, voedsel gee vir hulle wat nie voedsel het nie, huisvesting gee, klere gee. As jy doen, as jy vir mense wat swaar kry, hulp bewys, sê die Here, beloof die Here, sal die lig van redding skyn, sal die lig van genesing skyn, sal daar antwoorde wees wat jou begelei, sal hy by jou wees. As jy afsien van dit wat geweld en onreg teen jou medemens bring, as jy sorg vir die minder bevoorregtes, sal die Here in jou behoeftes voorsien. Sal jy vrugbaar en geseënd wees. Sal jou pynhope herstel weer word. Terwyl die disippels met Jesus besig is, oor kan ek hierdie kant sit, kan ek daai kant sit? Wie is die belangrikste? Wat doen Jesus? Hy doen voetewassing. Hy begin om die nederigste ding te doen,
om te sê, maar jy is belangrik. Het ons harte deur al ons godsdienstige gebruike verander? Het ons harte sag geword? Het ons harte geword soos wat Jesus gedoen het? Pla die onreg ons. Pla die onregverdigheid ons. Pla die armoede ons. Pla dit ons dat daar mense is wat honger is en honger slaap. Tweede ene is Psalm 51, wat ons almal mos ook uit ons koppe uitken, waar Dawid sy sonde teen Batseba bely. En dan sê hy in vers 10 tot 12, verander daar iets. Hy sê, wanneer ek hierdie sonde getroetel het, Here, het iets in my lewe verdwyn. Maar nou dat ek dit bely het, ek vra U, Here, laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Hoor wat sê vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God, en vernuwe my gees en maak my standvastig. Laat my weer blydskap ervaar, vers 14, van iemand wat deur U verlos het. En dan sê hy, Here, ek is nie net jammer. Ons is mos baie keer jammer oor wat ons gedoen het, maar Dawid het berou. En hy sê, Here, skep 'n rein hart. Reiniging en rein wees is kernwoorde in 'n Christen se lewe. Dit beteken, dan doen jy nie meer wat jy gedoen het nie. Jy beweeg weg daarvan. Iemand het een keer gebid met 'n gebedskonferensie of iets. Hy sê, Vader, vat die spinnerakke uit my lewe uit weg. En toe bid iemand na die tyd en sê, Vader, vat die spinnekop uit my lewe uit weg. Ons kan so maklik vashak by die spinnerakke, maar die spinnekop wat daar sit, wat dit veroorsaak, haal ons nie uit nie. En Dawid sê, na sy vergifnis wat hy ontvang het, sê hy, haal die spinnekop hier binnekant uit, Here. Gee vir my 'n rein hart. Gee my weer die begeerte om met blydskap te lewe. Help my dat ek weer vir ongelowiges van U sal vertel. Want wanneer die spinnerakke daar is en die spinnekoppe daar is, verloor jy jou blydskap en verloor jy jou passie om te wil vertel. Hy begin en dan sê hy mos hier in die begin van die Psalm, wees my genadig in die troue liefde, wis my alles uit, was my skoon, Here, my oortredings ken ek, van my sonde bly ek altyd bewus, teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is, Here vergewe my asseblief, vergewe, ek is so jammer van wat ek gedoen het. U ken mos daai jammer wees, gebede wat ons bid, maar ons nie berou nie, en ons vra nie om te verander nie. Het jy verander? Is jou lewe anders omdat Jesus aan 'n kruis gehang het? Leef jy anders? Dink jy anders? Tree jy anders op? Omdat Jesus in jou lewe is. Dawid se lewe het radikaal verander toe hy gebid het en gesê het, Here, ek vra dat U vir my 'n rein hart gee. Ek vra dat U die spinnerakke en die spinnekop uithaal uit my lewe uit. Gee my 'n rein hart, o Here. Petrus se lewe het verander. Ons lewe kan verander as ons ook sou bid, soos hy bid in Psalm 139 en sê, deurgrond my, o God. Toets my, wys my. Here, maak hierdie hart van my rein, dat daar 'n verskil uit my lewe sal vloei. Here,
vernuwe my aan die binnekant. En hierdie gedeelte ken ons ook eintlik mos uit Efesiërs 5 vers 8 tot 13. As julle dit saam met my wil lees. As ek nou net vers 8 kan kry, maar ek het hom nou. Goed, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra jou voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dis 'n skande, hoor hier. Dis 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat ongehoorsame mense in die geheim doen. Alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val, as iets bekend geword het, as dit in die lig is. Goed. En dan staan daar, leef as mense van die lig. Kom ons luister nou, hoe leef mense van die lig? Vra jou aan mekaar, is dit hoe my lewe lyk? As mense na my kyk, as mense sê, jy sou pas deur lydenstyd, jy het so pas een of ander iets gesê, ek gee dit op, ek gaan dit vir 40 dae nie gebruik nie, wat het in jou lewe verander? Is daar iets anders in jou lewe? Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandige mense. So eintlik waard jy hierdie gedeelte en sê, kinders van God kan soos onverstandiges lewe, en die hele gemeenskap en die wêreld sien, hulle is onverstandig. Maak die beste van elke geleentheid gebruik, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie. Hier waarskei hy weer 'n keer so. So dit lyk my daar's 'n geneigtheid om onverstandig op te tree, maar probeer te weet te kom wat die wil van die Here is en wat hy wil hê jy moet doen. Probeer te weet te kom, maak seker jy weet dit. Moet julle nie of moenie julle aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Waarskuwing, moenie, gelowiges, moenie dit doen nie. Is jy net jammer as jy dit oortree? Of vra jy, Here, skep vir my 'n rein hart. Here, vat hierdie spinnekop uit, vat dit uit my lewe uit. Laat die Gees jou vervul. En dan sê hy, sing onder mekaar, psalms, lofgesange, ander geestelike liedere. Sing met jou hele hart tot eer van God die Vader. Dank hom altyd deur Jesus Christus. Is dit hoe ons lewe? Is dit wat uit ons lewe na vore kom? Wanneer ons sê ons is ligdraers, het ons rein harte? Is ons skoon? Is dit verander? Is die optrede nog steeds so belangrik ek is? Of doen ons die voetewassing? Doen ons daai iets wat baie keer moeilik is om as Christene te doen? En die laaste ene is Johannes 9, en hierdie stuk is nou baie lank, en ek gaan dit nie alles lees nie, julle kan dit sommer by die huis lekker gaan deurlees. Johannes 9 vanaf vers 1, die man wat blind was. Ons ken was hierdie storie, dit is my so 'n mooi storie. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is hierdie man blind? Is dit sy ouers sin of sy eie? En Jesus antwoord hulle, dis nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers sin nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werke doen van hom wat hy gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek in die lig, of is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond, maak die spoeg met sy hand aan, maak die spoeg met sy hand, maak die klei met sy hand aan, en hy sit dit op die oë, en toe smeer hy die klei aan die man se oë, en die man sê vir hom, of hy sê vir die man, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy teruggekom het, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as 'n bedelaar geken het, sê toe, maar is dit nie die man wat gesit en bedel het nie?
Party van hulle het gesê, dit is hy. Maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daai man. Dit is ek, het hy gesê. Hulle vra hom toe, maar hoe het jou oë dan reggekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak, dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou, vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. En nou ken julle mos dan wat hierop gebeur het. Nou die Fariseërs gesien hier wat nou gebeur het. Dat Jesus het nou hierdie man se oë aangeraak met klei en die man was gehoorsaam en het hom laat was of gewas. En dan kom hy terug en dan kan hy sien. En dan is hierdie onsekerheid, wat het nou gebeur? En dan kry die Fariseërs nou hierdie storie dat Jesus hierdie man aangeraak het en hy kan sien. En dan het hulle nou hierdie argument met die ouers en die ouers sê nee, hy's groot genoeg vir homself. Vra vir homself en dan kom hy aan die einde waar Jesus dan nou hulle ban hom uit die stad uit. Hy sê jy mag hier daar wees nie. En dan as Jesus by hom kom, dan gebeur 'n wonderlike iets anders. Hierdie man kan nie sien nie, hierdie man kan sien. Jesus spreek eintlik die Fariseërs aan en sê, julle sê julle kan sien, maar julle is blind. Want hulle sê ons is mos nie blind. Ons is mos nie blind nie. En dan sê Jesus vir hulle, maar was julle maar blind. Maar nou sê julle kan sien, maar julle is blind. Want julle sien nie die verlosser nie. Julle sien nie die werke van God nie. Julle sien nie die grootheid van God nie. Binne ons gemeente, ek en jy in ons verhouding met God, sien ons God. Sien ons Jesus aan die kruis. Sien ons sy dade. Sien ons hoe hy met ons praat. Sien ons dat hy bemoeienis met ons maak. En antwoord ons hom. Antwoord ons hom. Het ons lewens verander. Omdat ons kan sien. Of is ons blind in hierdie oggend. En dan stop hierdie gedeelte met geestelike blindheid. Jesus het gehoor, vers 35, Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het. En toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? Glo jy? Hy het eers geweet wie is Jesus hier. Dis 'n naam wat vir hom hierdie wonderwerk kom doen het. Glo jy in die Seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus sê vir hom, jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here en ek aanbid hom. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom, om die mense voor 'n beslissing te stel, sodat die wat nie kan sien en die wat sien kan blind wees. Party Fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. En Jesus antwoord hom, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle skuldig. Broers en susters, wat antwoord ons? Kan ons sien? Kan ons getuig daarvan dat ons blind was? Nie kon sien nie, nie kon verstaan het nie, dat die Here ons aangeraak het, ons oë oopgemaak het, ons harte oopgemaak het, dat ons kan opstaan en kan sê, kan ek jou vertel wat in my lewe gebeur het, kan ek getuig teenoor jou, van hoe ek gedink het, ek is blind, ek kan nie sien nie, ek verstaan nie wat die Here doen nie, en hoe die Here my oë vir my oopgemaak het, en hoe ek hom sien, en hoe ek eer aan hom wil bring, en hoe ek hom wil aanbid, en hoe ek wil vra en sê, Here, hou my op die pad, Here, skep vir my 'n rein hart, Here, maak my, dat ek rondom my die nood sal sien, Here, maak my, dat ek met 'n rein hart sal lewe, Here, maak my, dat ek 'n ligdraer sal wees, in hierdie wêreld, dat ek nie soos 'n dwaase in 'n duisternis sal lewe nie, maar dat U lig in my, in die duisternis sal skyn. En Here, dat ek genees met my geestelike oog,
U dade kan sien. Amen. Hemelse Vader, U ken ons harte. Miskien is ons vanoggend dalk soos die ou gebruik was om op die uiterlike dinge te fokus. Maar U sê nee, ek het jou hart in gedagte, ek het jou in gedagte. Miskien kom spreek U ons aan, omdat ons net jammer is oor die spinnerakke in ons lewe. En U sê, bely die spinnekop binne in jou hart. U kom spreek ons aan vanoggend, dat ons dalk soos mense van die duisternis lewe. En U kom deur U Gees en U kom maak ons ligdraers in hierdie donker wêreld. Miskien kom spreek U ons aan vanoggend en sê dat ons dink ons kan sien, maar ons is eintlik blind. En ons wil vanoggend kom bely en sê, Here, kom genees ons blindheid, dat ons U kan sien. In Jesus se naam. Amen. Ek wil dat ons belydenis van ons geloof doen. Jy kan dit bidden doen, jy kan sommer net dit sag doen, of jy kan hard saam met my die volgende woorde sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.